En die Bybel sê dat omdat hierdie giant Goliath, omdat hierdie vloek nog nie gebreek is nie, het hierdie man gebore geword in hierdie attitude. En die Bybel sê dat hy kyk vir Dawid met hierdie attitude. As ons kyk, pastor, 'n giant is 'n uitgegroeide persoon. Maar 'n giant, as jy hom van buite af kyk, is hy gestalte groot en sterk, maar sy inhoud is swak. 'n giant is iemand wat nie ver kan sien nie. Hulle sê 'n giant kan net 30 meter ver sien. En die Bybel sê die tree wat Dawid van Goliath afgestaan het, was 100 meter ver gewees. So daar was 'n 70 meter verskil tussen Dawid en Goliath. En die Bybel sê dat Saul sê, ek ken vir Goliath. Daai man sal jou uit mekaar uitskeer. Dis 'n man wat 'n skeidsmuur gebou het. Dis 'n Jordaan wat nie weet hoe om oor te gaan nie. Goliath is in staat om alles in jou pad in te skuif. En Dawid ontdek iets, pastor. Hy kyk na Saul en Saul sê vir hom, Saul sê vir hom, al hoe dat jy vir Goliath sal oorwin is, as jy my kleed aantrek, dat jy bietjie swaar kan is, en swaar kan veeg, soos Goliath. En jy weet, Dawid pas hierdie kleed aan, en hy voel ongemaklik. Hy sê vir homself, ek pas nie in by hierdie posisie nie. Jy weet, die storm maak dat jy ook vergeet in watter posisie jy staan. In vandag se era, wanneer iemand saam met jou kom praat, terwyl jy 'n klaglied sing, sê jy vir jouself, ek pas nie in hierdie posisie meer nie. Want die storm het nou persoonlik geword in my lewe. En die Bybel sê, dat Dawid sê, ek het nie meer hierdie kleed nodig nie. Dawid ontdek, daar is 'n spruit. Nou om hier 'n agtergrond te gee van die spruit is, die spruit was 'n plek waar Dawid se vader se diere water gaan gedrink het. In ander woorde, Dawid het hierdie proximity uit en in geken. Hy het presies geweet waar die breedte van hierdie grondgebied is en waar die lengte van hierdie grondgebied is. En die Bybel sê, Dawid ontdek, daar is 'n spruit waar ek 'n draai kan gaan maak. En die Bybel sê, hy gaan na hierdie spruit toe. En toe Dawid by hierdie plek kom, ontdek hy, by hierdie plek het ek ownership beginne geneem. Dawid ontdek, ek het uit die posisie, het ek vir 'n
oomblik uitgestap, maar nou is dit die geleentheid om weer eienaarskap te vat. En die weet, die duivel weet, wanneer jy eienaarskap vat van jou proximity, sal hy nie teen opstand kom by jou nie. Want die Bybel leer ons, hy vlug vir die teenwoordigheid van God. En David weet, by die spruit was die plek waar ek vir 'n oomblik doodgemaak moes was. Die spruit was 'n plek wat my krag gegee het. Die spruit was 'n plek waar ek opgegee het. En David sê, hierdie keer restore ek my grondgebied. Dat het tyd geword om terug te vat en eienaarskap te neem van jou proximity. Lang genoeg in die Bybel baas gespeel oor jou proximity, dat het tyd geword om eienaarskap te vat. David sê, lang genoeg, en hy selfs vir Saul in hostage gehou, dat het tyd geword, dat ek eienaarskap sal vat, vir my broer, vir my suster, wat gesneier is, in sy proximity. David sê, ek sal in die bres van Saul se huis sal ek staan. En die Bybel sê, hy neem home ground advantage. Hy vat eienaarskap. En die Bybel sê, toe hy eienaarskap vat, toe het hy nie baie klippe nodig. Toe het hy net een klip nodig wat beteken geloof. Wanneer die eienaarskap vat, sy mag in 2025 eienaarskap verloor het, maar 2026 vat jou posisie terug. Dis joune, vat hom terug. Van 2026, sê vir jouself, ek vat eienaarskap. En die Bybel sê, omdat Goliath nog heers onder 'n vloek, was sy sig net 30 meter, kon hy gesien het. In ander woorde, die 70 meter, was die geloof se oomblik om in werking te tree. Ek praat miskien vanavond nie met die kerk, is alright. As die nog wil sit in hostage, ek sal meer gecontroleer word van Satan. Ek vat eienaarskap. En ek stap met 'n sleutel wat geloof genoem word.